Goeienaand geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom ook vanaand in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie aand, om ook die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, voordat ons begin, wil ek aan u 'n vraag vra. Ek het die begeleiding van die liedere vanaand hierso, en ons kan saam met dit sing, of ons kan sonder die begeleiding sing. Ek wil graag u gevoel hoor. Dink u ons moet met dit of sonder dit sing? U kan maar vir my sê. Met dit sing. Okay. Geliefdes, ons gaan net so sit. Dan word ons stil voor die Here in stil gebed in hierdie aand. Daarna gaan ons staan vir die fotum en die seën. En nadat ons vir die seën gestaan het en geluister het hoe die Here ons groet in hierdie aand, gaan ons saam sing as loflied Gesang 128. Gesang 128, daarvan verse 1, 2, 3, 4 en 5. Al 5 die verse van Gesang 128. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Vanaand se tema van die preek is juis deur die daad moet ons die evangelie uitdra. En daarom is dit gepas dat ons ook sing dat die Here in alle maniere ons lewens sal neem om die evangelie so uit te dra. As lofsang gaan ons saam sing Gesang 128, al 5 die verse, nadat ons gestaan het vir die fotum en die seën. Kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen. Geliefdes, kom ons staan vir die fotum en die seën. Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam as loflied, Gesang 128, daarvan al 5 die verse. Gesang 128, al 5 die verse.
Geliefdes, ons gaan luister na die woord van die Here soos wat dit opgeteken is in Matteus 12. Matteus 12 en ons gaan lees vanaf vers 33. Matteus 12 vanaf vers 33. Jy sal sien is dieselfde teks as waarby ons Dinsdag stil gestaan het. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrug word die boom geken. Adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woord sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Geliefdes, en dan ook Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Sover die woord van die Here, salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, groot is U naam op die ganse aarde. En hoe wonderlike voorreg is dit nie om vanaand van U te mag praat nie, oor U te mag dink. Here, en saam in hierdie vergadering met U te mag wees, met die wete dat U vul nie net ons harte nie, U vul hierdie kerk. U vul die geheel van die samelewing. Here, maar werk ook so met ons, dat ons deur woord en daad U evangelie uitdra. Dat ons deur woord en daad U sal verheerlik, en dat ons deur woord en daad U naam sal groot maak. Want wat help dit dat ons praat van U? Maar as die wêreld na ons kyk, beleef hulle U nie. Here, daarom bid ons dat U nou met ons sal wees, waar ons U woord gaan oordink. Werk met die Gees in ons harte, dat ons ook die boodskap sal uitdra in hierdie wêreld in. Daarom bid ons hierdie dinge nie in onsself nie, maar ons bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het oor die verloop van die laaste tyd gepraat oor die opdrag wat ons as mens het om disippels van alle nasies te gaan maak. En ons het gesien dat dit ons verantwoordelikheid is om die boodskap van Christus te gaan uitdra teenoor alle nasies tot in die uithoeke van die aarde. Dan mee saam het ons ook gesien dat ons dit nie vanuit onsself kan doen nie. Daarom moet ons bidend voor God kom staan en vra dat hy deur die Heilige Gees so in ons sal werk dat ons hierdie opdrag kan gaan uitvoer. Dat hy in en deur ons sal werk sodat ons kan getuig teenoor hierdie wêreld. Maar die geloofwaardigheid van so getuie is uiters belangrik. Ek kan nie daarom 'n valse getuienis lewer nie. Want op grond van dit wat in die Bybel staan, op grond van dit wat ek beleef het, kan ek ook die evangelie aan die wêreld gaan verkondig. Ek kan gaan vertel hoe Christus my gered het. Ek kan gaan vertel hoe ek daardie genade beleef. En ek kan vir die wêreld die evangelie vertel. Maar die geloofwaardigheid is belangrik. Dit wat die mens hoor en dit wat hulle sien, moet daarom ooreenstem. En daarom kry ons vanaand 'n derde stuk gereedskap wat ons in ons kassie kan sit, en dit is die daad. Want deur woord en daad getuig ons
om die evangelie te verkondig tot in die uithoeke van die aarde. Kom ons vat 'n eenvoudige voorbeeld. As ek vanaand vir u vertel dat ek ry 'n Toyota Land Cruiser. So mooi kakie bakkie met netjiese tralies op en al die dinge, gaan u dalk dink, Dominee het vir my 'n nuwe bakkie gekoop. Wonderlik. Maar as ek uitstap en ek gaan klim in my Ford en ek ry weg, dan gaan u self begin dink dat u nie my woord kan glo nie, begin twyfel, want dit wat u sien en dit wat u gehoor het, stem nie ooreen nie. Daarom begin u my geloofwaardigheid te twyfel oor hierdie aksie wat plaasgevind het. In vandag se lewe kry ons baie keer advertensies op sosiale media waar mense goed verkoop. En 'n advertensie lyk dalk iets soos: hierdie bakkie is te koop. Amper nog splinternuut, lae kilos, sy diensplan is op datum, hy het al sy papiere, 'n ware winskoop. Maar as ek na die bakkie gaan kyk, is dit dalk 'n geval waar iemand 'n nuwe bakkie gekoop het en toe hy uit die werf uit gery het en 'n ongeluk gekom het. Dit wat die advertensie sê is tegnies korrek, maar dit wat ek sien en dit wat gesê word is twee verskillende goed en daarom begin ek die geloofwaardigheid van daardie persoon te betwyfel. En is iets wat gereeld na vore kom. Want dit wat ek sien en dit wat ek hoor is twee verskillende goed. Dit stem nie ooreen nie. Tog sê Jesus in ons geleesde gedeelte: julle moet die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrug word die boom geken. Dis 'n konsep wat aan hierdie gemeente nie vreemd is nie. Ons het al daaroor gepraat dat ons as gemeente, as gereddenes, die vrug van die bekering moet dra, die vrug wat by ons pas. Ons kan nie anders gaan leef nie. Ek as gereddene kan nie maar in hierdie wêreld gaan leef soos wat ek wil nie. Daar moet daaglikse bekering plaasvind as deel van die heiligmaking proses waarmee die Heilige Gees besig is. Daarom dat Paulus hierdie selfde boodskap gebruik om die gemeente te vermaan: dra die vrug wat by die bekering pas. Geliefdes, mense word deur hulle dade geken. In Afrikaans sê ons dade spreek baie keer harder as wat enige woord ooit kan spreek. En dit is iets wat diep sny vir ons as Christene, want wat sê ons dade van ons? Wat vir my uitstaan is dat Jesus uitbrei. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl dit sleg is? Julle kan nie met die mond bely dat Christus is koning, dat Christus julle gered het, maar met die liggaam, met jou dade, is jy besig om die wêreld aan te hang nie. Dis skynheilig. En skynheiligheid is volop, maar geliefdes, skynheiligheid is iets wat nie volgehou kan word nie. Gewoonlik word mense uitgevang in skynheiligheid omdat dit wat hulle sê en dit wat hulle doen nie ooreenstem nie. Daarom dat Jesus sê, die oorvloed van jou hart praat jou mond. Die goeie mens bring uit die goeie skatkamer van sy hart goeie dinge na voorskyn. Die slegte mens bring in die slegte hart slegte dinge te voorskyn. Ons het Dinsdag gesê dat ons deur woord die evangelie moet gaan verkondig, maar geliefdes, dit help nie, ons praat van Jesus, maar dit wat ek doen, wys nie daarna toe nie. Dit help nie, ek verkondig met die woord dat hy my verlos het, maar in die dag tot dag werke van my lewe, gaan ek maar aan soos wat ek wil nie. Goeie voorbeeld hierop is die kerk in die wêreld. Want jy sien, hulle verkondig liefde. Jesus is liefde, en in liefde moet ons almal aanvaar, ons moet insluitend wees, ons moet nou maar hulle sonde oorsien, homoseksualiteit, buiteegtelike verhoudings, die dergelike goed, ons moet dit aanvaar. Want Jesus is liefde. Van die kansels af preek hulle liefde, maar hulle optrede toon nie liefde nie.
Want waar kry jy 'n groter liefde as om jou broeder op sy sonde te wys? Waar kry jy 'n groter liefde as om jou broeder uit die arms van die duiwel uit weg te trek, terug na die arms van sy Vader toe? Daar is nie 'n groter liefde as die tugtiging van een vir wie jy lief is nie, want die tug trek terug. Jy kry niks daaruit nie, maar jy wen jou broeder. Is dit nie dan juis liefdeloos as ek my broer in sy kwaad steun nie? Maar nee, die kerk preek liefde, maar as hulle uitgaan, tree hulle in liefdeloosheid op. Daarom het die kerk sy geloofwaardigheid verloor. Daarom is die banke van die kerke vandag leeg, want die mense vertrou nie meer dit wat van die kansel af gesê word nie. Omdat die dade dit nie ondersteun nie. Nou kom ons bring dit bietjie nader, kom ons bring dit bietjie huis toe. Hoe lyk die beeld van hierdie gemeente in die gemeenskap? Wat spreek ons dade as mense na ons kyk? Dink bietjie aan die aksies wat verby is. Die kerks, die rally. As ek op die kantlyn staan, dan sien ek 'n gemeente wat ywerig is om te werk. Ek sien 'n gemeente wat opdag, wat in samewerking by mekaar kan kom. Dink aan die kerkskiet, 'n gemeente wat in liefde optree, 'n gemeente wat mekaar verdra, 'n gemeente wat ywerig is om vir die Here te werk. En geliefdes, dis wat die dorp sien. Want die vraag word gevra, hoe werk die AP Kerk so lekker saam? En die antwoord is eenvoudig. Die vrug wat ons dra, is 'n weerspieëling van dit wat hier binne aan die gang is. En hier binne gaan dit oor Jesus Christus. Daarom dra ons die vrug van Christus as ons daar buite kom. En die gedagte is nie dat ons nou opgeblaas moet wees en dink, "Haai, ons is so oulik, ons doen dit nie." Nee, ons moet dankbaar wees dat die Heilige Gees ons die genade gee dat ons so lekker saam kan werk. Ons moet dankbaar wees dat die Heilige Gees die genade binne in ons werk. Terselfdertyd moet dit ons aanmoedig gaan dra die vrug wat by die bekering pas, sodat die wêreld Christus kan sien en Christus kan verheerlik. Daarom is die daad 'n belangrike stuk toerusting wat vir ons gegee word om te gebruik. Jy sien, Jesus vertel 'n storie van 'n man wat op pad is vanaf Jerusalem na Jerigo. En die man word oorval deur 'n klomp rowers en hy word geslaan en gelos vir die dood. En die eerste persoon wat daar verbykom is 'n priester. En die priester sien hom, maar hy loop so draai rondom hierdie man en hy gaan aan met sy lewe. 'n Priester, iemand wat verantwoordelik is vir die geestelike leiding binne in die volk, is nie bereid om te help nie. 'n tweede man kom verby, 'n Lewiet, die seun van Levi, 'n wetgeleerde, en hy sien die man maar hy loop rondom hom. Twee mense, twee geestelike leiers, wetsgeleerdes, en tog leef hulle nie die beginsel van die wet uit nie. Tog leef hulle nie die liefde nie. Die derde persoon is 'n Samaritaan. En hy sien die Jood lê. En hy help. Hy tel hom op. Hy neem hom na 'n veilige herberg toe. Hy betaal vir die versorging van daardie Jood. En geliefdes, dis besonder, want 'n Samaritaan is die vyand van die Jood. 'n Samaritaan glo ook in God, maar hulle verwerp die profeseë, hulle verwerp die wysheidsliteratuur, hulle glo net aan die 5 boeke van Moses.
En een van die grootste bekleierery wat daar bestaan, is tussen die Samaritane en die Jode oor waar die tempel gebou moet word. Want die Jode sê, dis op Sion in Jerusalem, die Samaritane sê, dis op Gerizim, die berg. Daarom is dit vreemd dat 'n Samaritaan hierdie Jood help, maar tog is dit 'n uitbeelding. Hierdie Samaritaan verstaan wat dit is om deur daad die liefde te toon, terwyl die wetsgeleerdes, die Fariseërs, hulle weet nie wat dit is nie. Die Samaritaanse daad het harder gespreek as enige woord wat die leviet of die priester ooit kon sê. En daarom word ons vanaand gekonfronteer met die vraag, geliefdes, waarvan spreek ons dade? Spreek dit van die genade van Jesus Christus? Word Christus daarin verheerlik? En as ons nee sê, sal ons baie vinnig op ons knieë moet kom. En ons sal moet vra dat God deur die Gees in ons werk, dat ons lewens so verander word, dat ons deur daad die evangelie gaan uitdra. As ons sê ja, moet ons in dankbaarheid voor God kom staan, dat hy deur die Heilige Gees ons so gebruik, dat selfs ons dade harder spreek as wat woorde ooit sal kan. Maar God daarom ook daardeur verheerlik word. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ons toerus, dat ons in gebed by U mag kom buig, dat ons U mag nader en vra, werk deur ons. Here, dat U naam kan verkondig word in hierdie wêreld. Dat die getuienis gelewer kan word tot aan die uithoeke van die aarde, en dat elkeen wat hoor, die knie sal buig, die tong sal bely dat U is die Here. Here, dankie dat U vir ons die woord gegee het, dat ons kan praat oor U. Dat ons van U kan verkondig al die goeie dinge. Maar Here, dankie dat ons 'n betroubare getuienis in hierdie wêreld kan lewer. Nie net deur ons woorde nie, maar ook deur ons optrede. Hervorm ons daarom so daagliks, dat ons meer en meer U beeld gelyk sal word. Dat die wêreld, wanneer hulle ons sien, U sal leef. U sal ken en U sal verheerlik. Here, dankie dat ons ook in hierdie Pinkstertyd by die groot opdrag kan stil staan. Here, lei ons ook dat ons Sondag weer hier in die huis by mekaar kan kom. Here, om ook te hoor hoe dit nie deur onsself is nie, maar alleen deur die Gees wat dit in ons werk. Daarom bid ons hierdie ding in afhanklikheid voor U, in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slot gaan ons saam sing Gesang 275, Helder skyn U lig vir die nasies. Ons gaan saam sing Gesang 275, daarvan al 5 die verse, waarna jy ook staande kan bly vir die seënbede. Gesang 275, al 5 die verse, waarna jy staande bly vir die seënbede.
Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, vanaand het ons ongelukkig nie koffie nie. Die tafels is reeds gedek vir Sondag se ete. So ongelukkig het ons nie 'n koppie koffie om saam te drink nie. As u regtig graag wil, is ons seker ons kan 'n koffietjie maak gou-gou. U is welkom, maar kyk maar net mooi na die tafels. En dan hoop ek u het 'n geseënde dag verder, of 'n geseënde aand verder en 'n geseënde week verder. Ons sien mekaar as die Here wil dan ook Sondag.